dankie vanmôre dat ons toevlug na U toe kan neem, kan staatmaak op die Heilige Gees vanmôre, dat U die woord sal dryf, die woord sal lewend maak in elkeen se hart, dat dit ingang sal vind, en Here, dat U naam daardeur verheerlik en geprys sal word. Dankie vanmôre dat ons weet U is hier saam met ons. En Here, ek wil elke gedagte gevange neem vanmôre tot gehoorsaamheid aan die woord, met die kragtige wapens van ons God en Vader. En ek wil vanmôre bid en vra dat U die swaard sal gebruik. Here, dat vanmôre die saad geplant sal word en sal vrug voortbring tot eer en verheerliking vir die naam. En ons dankie daarvoor, ons bind die gees wat kom steel, verstap te verwoes in die vergadering, stel dit kragtloos, dryf dit uit en stuur dit terug na waterlose plekke waar dit vandaan kom. En ons dankie dat U vanmôre beweeg van sitplek tot sitplek, van hart tot hart, van persoon tot persoon, dat U naam daardeur verheerlik sal word. En ons prys U daarvoor in Jesus naam. Al die kinders van Here sê vanmôre, amen, amen. U mag maar sit. Ons gaan vanmôre ingaan met ons reeks oor die volkomme mens, ons by die derde deel vanmôre, deel 3. Ons gaan seker nog 'n paar doen, ek sal sien, die Here lei. Dankie. En kyk, hoe gaan dit? Ons gaan nog by die gedagtes op uitkom, soos een van vir my is een van die pragtigste gedeeltes om oor te praat oor die gedagtes. En ons dink, praat van gedagtes, dink jy die brein en daai goed, was meer as dit by betrokke. Die woord praat van denke, hy praat van jou gedagtes, hy praat van baie ander dinge. So ons gaan naby uitkom, ek weet nog nie wanneer ons daar gaan by uitkom nie, maar die naweek kom ons Paasnaweek, so ek sal Paasnaweek Sondag praat oor die Paasfees en dan Sondag op ons aangaan dan oor na ons volgende deel toe, na deel 4. Maar vanmôre gaan ons saam lees, maak die Bybels oop by Hebreërs die 4de hoofstuk, as jy so te wil blaai gou, kyk op die skerm, Hebreërs 4, as jy daar sê amen, vir my prachtige gedeelte ook hierdie, die 12de vers, kom ons lees saam, wat het sê. Hy sê, want die woord van Gods, luister mooi, die woord van Gods, is eerstens lewend, kragtig en skerper as. Nou moet jy mooi by, hy sê skerp as soos, hy sê skerper as enige tweesnede swaard en dring deur tot die skeiding van die siel en die gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar vir die oorlegginge en gedagtes van die hart. Amen. Nou die Engelse vertaling sê dit mooi, sê, for the word of God is living and active and full of power. Amplified sê dit, making it operative, energizing and effective. It is sharper than any two-edged sword, penetrating as far as the division of the soul and spirit, the completeness of the person. Siel en die gees is die completeness of a person. And of both joints and marrow, the deepest part of our nature. Ek hou daarvan. Exposing and judging the very thoughts and intentions of the heart. Nou gaan ons na Job toe, na Job toe, en ons gaan daar saam lees die 14de hoofstuk en dan vers 8 en 9. Hierdie gedeelte het vir my oopgegaan die dag en ek het al baie oor bedien, maar gebruik het gereeld 14, 8 tot 9. Luister wat die Bybel sê. Kom ons lees af van vers 7 af. Hy sê, want vir 'n boom is daar verwagting. As dit afgekap word, loop dit weer uit en sy lood ontbreek nie. Luister mooi wat vers 8 sê. As sy wortel oud word, in die aarde in sy stand sterf
in die stof. Luister wat vers 9 sê, gaan oor praat. Van die reuk van die water spruit dit weer uit. En dit maak 'n tak soos 'n jong plantjie. 'n Goddelike teks daai, hoor. As jy dit verstaan. 'n Wonderlike teks, as jy dit verstaan. Nou ter inleiding vanmôre net dit weer, waar ons die afgelope 2 Sondae oor gepraat het, en ek wil miskien net u geheue verfris, en 'n paar hoofpunte noem, waaroor gepraat het, en ek dink jy kan dit onthou, jy het aantekening gemaak het, jy het dit geluister het ook. En die heel eerste ding wat pastoor gesê het, by die eerste diens sal ons volkomme mens deel 1 het gesê, dat die mens bestaan uit gees, siel en liggaam in volgorde. Die mens bestaan uit gees, siel en liggaam volgens 1 Tessalonisense 5 vers 22. Onthou dit, moet dit nooit vergeet nie. Ons is gees, ons het 'n siel, en ons woon in die dop van die liggaam is. Gees en siel woon in die dop van die liggaam is. Tweedens het ek gesê ook, dat ons siel kan beïnvloed word deur ons gees, of deur ons vleeslike natuur, die ou mens. Ons siel. En ek het gepraat oor die wit hond en die swart hond in 3 dae gedeelte. Die hond wat jy die meeste kos gee, is die hond wat die grootste gaan word. Amen. So dit is wat ons moet leer vanmôre. As jy jou geestesmens gaan voed met die woord, en jy is by die diens, en jy soek die aangesig van die Here, gaan jou geestesmens groei, en jou geestesmens gaan sterker wees dan jou vleeslike mens. So dan jou siel gaan dan oorneig aan jou geestelike kant toe, dan dra ons die vrug van die gees. Maar as jy oorgeleer na die ou natuur toe wat vleeslik is, dan dra ons die vrug van die ou mens, van die vlees, en jy weet wat daar staan. So is belangrik om op te let, dat die hond wat die meeste gevoed word, is die hond wat dan later gaan in beheer wees. Hallo? Jy moet dit onthou, moet nie vergeet nie. Derdens het ek gesê, dat die duiwel soek jou en my wil. Ons wil is ons wil. Ons kan ons wil God se wil maak. Ek het gesê, as jy vir die Here nee kan sê, baie mense sê vir die Here nee, wil nie deel van hom wees en jou wil bied weerstand, kan jy net so dieselfde wil gebruik om die vleeslike dinge van jou af weg te stoot. Want die oomblik wanneer hy jou wil het, word jy 'n slaaf van die ding. Ek noem dit 'n ding. Jy word 'n slaaf van die ding. Eva was versoek in die begin, in die boek Genesis, en hy het haar versoek, en het by haar wil uitgekom, want sy het toegegee, en sy het gesondig, toe sy die vrug pluk van die boom en dit daar eet of hap. En hy kom by haar wil uitkom, en hy kom met haar dingetjies deel in die woord van God, wat sy glo die waarheid is, en hy het haar so gevang. En die ander kant ons ook gepraat van hierdie week, dat hy het deur die emosies van Adam gekom om by sy wil uit te kom. So emosies kan 'n goeie ding wees, maar dit kan ook 'n slegte ding wees. En dit wat ek gesê het, dat die duiwel werk van buite af na binne toe. Deur die gedagtes. Maar God met sy gees werk van binne na buite. Kan ek dit so stel? As jy nie binne verander nie, kan die Here nie vir jou dinge buite verander nie. Ek was eers binne verander voordat die Here buite vir my dinge kan verander. So is belangrik dat ons binne sal verander. Nou hoe werk die Here, wat ek ook genoem het? Hy werk vanuit die mense gees, verlig die gedagtes, raak die emosies aan, en laat die mens uiteindelik sy wil uitoefen deur sy liggaam te aktiveer om God se wil uit te voer of dit te doen. Dat het ek al gesê. Dan die 4 wat ek genoem het daar tussen die 2 naweke was, hoe deel ons met die carnal mind, want ek gepraat van vleeslik,
beteken eintlik carnal mind. Daai woordjie carnal, dieselfde woord as vleeslik in die Grieks. Daar's 'n verskil tussen jou vleeslike natuur en jou liggaam. Twee verskillende woorde in die Griekse vertaling, ons gaan daarby kom. Ons moet nie gevang word met dit nie. So hy praat vir die carnal mind, is die ding wat jy bedink, jou vleeslike gedagtes, wat ons baie keer nie kan beheer nie. Hoe hanteer ons dit? Hoe kom ons by die carnal mind of die sondige natuur? Het ek gesê, nommer 1, moet dit nie voer nie. Moet jy daai hond kos gee nie. Of dit 'n wit of swart is, moet hom nie kos gee nie. Voer liewers jou gees. Tweede sal ek sê, jy moet die gedagte wat in jou gedagtes plant, moet jy gevange neem, maar moet dit koester nie. So maklik om aan dit te koester en terug te dink aan die dinge wat jy gedoen het. Daarom het ek gesê, val jou gedagtes by die woord van die Here. Ons moet ons gedagtes vernuwe deur die implanting van God se woord. So meer jy in die woord bly, as jy daarby kom, hoe meer gaan jy verander. Hoe meer gaan jy ander dinge dink wat aan lyn is met God se woord, in plaas van 'n verkeerde dinge te dink. En dan, laastens, vul jou gedagtes met God se woord gesê, en die laaste een is, hou aan bid. Mense stop baie keer net as jy moedeloos raak, gooi die Bybel aan een kant, hy gaan nie bidkamer toe nie, hy kom nie kerk toe nie, hy praat nie oor Jesus, hy doen niks nie, en as jy die Bybel wil soek, as jy kan kry op 'n punt waar jy God wantrouwe het jy waar jy wil hê. Wil jy aan met die sê, artspastoor, is so. Belangrik. Ou vanmôre, 'n baie interessante gedeelte vanmôre. En ek wil jy met baie mooi luister, ek gaan stadig praat, dat ek aantekening maak, onderstreep die Bybel tog, ek myne is vol merk aan die Bybel. Luister wat ek vanmôre wil sê, is belangrik. Miskien het jy geweet, of miskien het jy nie geweet nie. Maak jou geestelike oor oop. Luister wat ek vanmôre vir jou wil sê. Dat ek en jy moet onthou, luister mooi wat pastoor sê, dat die vlees nie die liggaam is nie. As jy 'n paar skrik op wil jy verstaan wat ek sê nie. Ek sê dat die vlees is nie die liggaam nie. Maar die vlees is deel van die liggaam. Verstaan jy nou? So die vlees het 'n ander naam of 'n betekenis in die woord as die liggaam. Maar die vlees is deel van die liggaam. Amen. Onthou dit, moet dit nooit vergeet nie. Die vlees is deel van die liggaam, maar is nie die liggaam nie. Die liggaam het ons oor gepraat, is die deur of klep waardeur die geestesnatuur of vleeslike natuur van 'n persoon homself uitdruk of uiting gee. Ek het daaroor gepraat van hierdie week, onthou julle? As ek hier staan en ek kan bid, Here, soos vanoggend, en in my innerlike mens ervaar ek iets. My innerlike mens moet uiting gee, ergens moet dit uiting gee. En wat gebruik om uit te gee? Gebruik my liggaam. Om hande op te steek. Ruud sê vanmôre, ek moet nou nie stop as hy gaan dansie vir, ek sê dans jy wil dansie voor. Ons al baie gedaan, die uiting, jy gee uiting deur jou liggaam, om God te aanbid. Ek steek my hand op, ek stap my voet, ek dans vir die aangesig van die Here. Ek gee uiting deur my liggaam, soos die klep. My liggaam is die klep, of die werktuig wat gebruik word, waardeur ek uiting kan gee. En net so ook, aan die vleeslike kant, kan die siel my liggaam gebruik om te sondig. Julle verstaan nie. Julle pastoor probeer verduidelik, as ek hierdie ding hier sit, en ek stap hier verby en ek sê, as iemand wil sê, ek sê, daai bottel is nie myne nie. Dis nie myne nie. In my hart weet ek is nie myne nie. My gees oortuig my innerlike mens oortuig my, Pieter is nie joune daai nie. Maar my gedagtes sê, dis nou 'n mooi bottel, vat hom vir jou. Hoe gaan dit maak? So staan, sê, kom borrel, nee. Hy gebruik my liggaam
om my hand uit te steek na die bottel en die bottel te vat in my hand. En die oomblik as ek die bottel vat wat die min is nie, dan sondig ek. Kan jy sê almal op dit? Dan sondig ek. En net so gebruik die siel jou liggaam om te sondig. Dinge te doen wat jy nie moet doen nie, want jy moet uit en gee, ergens moet jy uit en gee van dit wat binne is, maak nie saak of dit 'n geestelike vleeslik is nie. Ergens moet jy kan uit en gee, en ek gebruik die liggaam, baie skreeu, baie skop die kaste, baie skop die hond. Ander mense doen dit om van sy frustasies ontslae te raak, gaan baie dinge uitbarstings van woede, allerlei dinge wat plaasvind, maar hy gebruik die liggaam. Die innerlike mens gebruik die liggaam, of dit goed is of verkeerd is, hy gebruik die liggaam om uiting te gee, sodat ons dit kan hoor en kan verstaan en kan sien. So ons boot al die boe. Want hy saadjie geplant word, dan is hy dan stop. Die moet gestop word. Romeine 12, 1-2 sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferming van God, dat julle liggame, die dop stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer, dit is julle redelike godsdiens. En word in die wêreld gelykvormig, in ander woorde, word nie soos die wêreld nie. Ek kan nie praat soos die wêreld nie, ek kan nie dink soos die wêreld nie. Ek mag nie leef soos die wêreld nie. As ek elke dag kyk na die goudprys wat val, die goudprys is nou bo en onder, ek weet nie waar is die goudprys nie, maar ek kyk daarna wat die goudprys is, en ek gaan volgens dit werk, dan gaan ek probleme hê. Maar as ek weet dat die Here my bron is, maak nie saak wat ek doen nie, hy gaan vir my sorg, wat nou val of opgaan boontoe, gaan die Here nog vir my sorg. Amen. So ek kan nie die dinge van die wêreld vas, as jy pas van die wêreld volgens, het ek probleme. Jy gaan opstaan met emosies, jy gaan slaap met emosies, jy gaan deur die dag gaan met emosies, alles gaan jy self die emosies ervaar, as jy gaan vaar dit wat van die wêreld se kant afkom. Bekommer is dieselfde. Luister wat sê word in die wêreld gelykvormig nie, maar word verander, deur die vernuwing van julle gedagtes of gemoed. Renewing of the mind, the battlefield is in the mind. As jy jou gedagtes, die geveg gewen het, jy klaar gewen. Baie mense wil liggaam gebruik om die geveg te wen, liggame gebruik om mense toe te snou, liggaam gebruik om seker dinge te sê, klaar verloor my moet jy my sussie, maar die Bybel leer my, as ek dit gedoen het, ek klaar verloor, ek moet die Here dit oordra aan sy en hy self my kan hanteer, en ek moet nie toelaat dat die duiwel my liggaam gebruik om sy vuil werk te doen nie. Galasiërs 5 vers 17 sê, van die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees. En dan staan julle mekaar, sodat julle kan doen wat julle wil nie. Dis 'n daaglikse geveg tussen die twee. Moenie vir my sê, dis 'n daaglikse geveg. As jy opstaan, is die vlees daar. Jy moes al 5 uur gaan bid het, maar jy staan 6 uur op, noem 'n voorbeeld. Nee, ek tyd al aan koppel nie. Of jy gaan bid glad nie. Die vlees sê slap nog 'n halfuur later. Die vlees sê jy maar laat slap ek later gaan bid. En later raak jy so besig jy kan nie gaan bid nie. So as jy wakker word, is die vlees al klaar daar. Jy vas in 'n tydperk van vasting. As jy opstaan, as jy hom so lus vir daai buik en dan eers jy lag nie jou nie. Kom aan, ek praat. Ek wil nie eens aan te sê nie. Dit gebeur met my. Want ek is mens, kom tyd my sal sê eina. Ek is mens. Verstaan? En jy gaan werk toe en jy dink die vlees is onder beheer en by die werk kom, dan sê die baas iets en onmiddellik so op die perdjie. En jou hele dag begin die teenoorgestel as wat jy beplan het, dit moet wel wees. Die vlees is altyd hier daar. Luister.
So dit vind plaas wanneer die siel meer oor het na die vleeslike natuur en ons dan die impulse van die wêreld volg en wandel na die vlees. Al is, luister wat pastoor vanmôre sê, al is die ou mens saam met Christus gekruisig, volgens Galasiërs 2 vers 20, ek lees dit vir julle, I've been crucified with Christ and no longer live, but Christ lives in me. The life I now live is the body, in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Ons lewe, die geloof in ons lewe ons, wat ons nou lewe, ons lewe hier op die aarde, lewe ons deur die geloof, en ons kan God nie baag sonder geloof, ons kan nie gelukkig maak sonder geloof nie. Ek leef volgens die standaarde van die woord, volgens die geloof. Maar my vlees is nog hier. As ek hierdie vlees stuip, begin ek hom voel. Kom nou mense. Ergens sal die vleeslike natuur nog probeer kop uitsteek. Die ou natuur sterf eintlik eers. Luister pastoor sê, die ou natuur sterf eintlik eers wanneer ek ontslae raak van die liggaam. Hoe raak jy ontslae van die liggaam die dag wanneer jy sê, my tyd is verby hier. Dan sterf die vlees eintlik eers. Maar regdeur wat ons deur geloof dit moet lewe, is dit nie so maklik nie. Want die vlees sal kort sy vyande insteek om jy weg te laat draai van die weg van die Here af, of jy te sê nie nodig om so lank te bid nie, nodig om kerk toe te kom nie nodig om dit te doen nie. Hy gaan altyd deur vir jou ding sê. So is altyd deur daar. Romeine 7 vers 15 sê Paulus die volgende. Luister wat Paulus sê, uit 3 kant van die Nuwe Testament geskryf. Luister wat hy sê. Want wat ek doen, weet ek nie. Wat ek graag wil doen, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. Daar sal altyd 'n geveg wees tussen die gees en die vlees. Hy het dit gesê. Wie kan my verlos? Jesus Christus is al wie jou kan verlos. Wat jy kan verlos, en dan wanneer jy steeds in die geloof, 'n mense is al wat ons kan doen, is om daagliks te deel met die vleeslike ou mens natuur. Jy kan geslaap, jy kan opstaan, jy kan doen, jy moet deel met daai vleeslike natuur, ek ingesluit. Luister mooi. Tweedens, wanneer ek en jy kom om belydenis te doen voor die Here, en om vergifnis te vra, ek sê dit vir 'n spesifieke rede vanmôre, doen ons dit omdat ons berou het oor wat ons gedoen het. Vergifnis sonder berou glo ek nie werk nie. Ek het 'n berou oor dit wat ek gedoen het, Here. Ek vra dat jy my sal vergewe en sal vrymaak en my sal skoon was deur die kosbare bloed. Luister. Ons doen dit ook omdat ons bereid is om met die ding of dinge te breek. So jy moet berou hê, wanneer jy bely, jy moet bereid wees om met daai ding te breek. Ek het hier vertel het, jare terug, praat met 'n man saam met my gewerk en ek sê vir hom, ek weet wat sy probleem was, hy kon 'n rok nie uitlos. Ek sê dit reguit, en ek praat met hom, ek sê vir hom, kom saam met my, daai was in die PPK. Kom saam met my kerk toe, asseblief. Wie het sy antwoord? Nee. Ek daai die pastoor, nee Pieter, ek kan nie kom nie, want as ek kom, gaan die Here my vrymaak. As ek kom, gaan die Here my vrymaak. Luister. So ons moet bereid wees om te kan breek, so ek het berou oor my sondes, en ek is bereid om daai dinge een kant toe te skuif. Luister hier. Want die duiwel kom agterna en hy versoek ons deur gebruik te maak van ons sintuie. En die sintuie is deel van jou liggaam. Kan ek iets sê vanmôre? As jy dit bely het, en jy het berou oor dit wat jy gedoen het, en jy laat staan daai ding. Kan ek nog iets verder sê? Raak ontslaaf daai persoon se telefoonnommer ook. Wie hoef jy se toe te trap ek nou nie. Vee daai persoon se naam van jou foon af.
Maar pastoor, ek moet so nou en dan net kan hallo sê vir die man of die vrou. Nee, hoef nie so nou en dan hallo te sê vir die man of vrou nie. As die man of vrou jou laat val, dan bly jy weg van die man of vrou. Moet jy almal sê, ouds pastoor. Raak ontslaaf dat dinge in die huis is wat jy ontvang het van 'n persoon, of dinge in die huis is wat jou verlei, of dinge in die huis wat jou gedagtes stimuleer. Raak ontslaaf en dit gaan verbrand dit, gooi dit weg. Moet nie na partytjies toe gaan as jy probleme het nie. Moet nie by jou vriende gaan sit wat drink as jy 'n probleem gehad het. En toe hulle gesê het, dat jy die wêreld was jou sterkpunt, dis jou swakste punt. En hy sê jy op altyd op die swakste punt, bly weg van daai dinge af. Raak ontslaaf van dit, raak ontslaaf van die boeke, raak ontslaaf van alles wat jy kan weglei en jou gedagtes wie kan trigger om dieselfde ding te doen. Raak ontslaaf van dit. Jy gaan op stof vanmôre hier hoor. Nog die stilste wat ek julle gehoor het vanmôre. Raak ontslaaf van dit. Want dit wat jy hoor, dit wat jy sien, dit wat jy proef voel, kan jou terugneem na daardie tyd om jou gedagtes weer aan die gang te kry. En ek het vir jou 'n voorbeeld genoem van die broodstorie, dat my ma brood gebak het, en ek stap in 'n bakkery en ek ruik daardie brood onmiddellik as ek 'n klein seentjie van 7 tot 8 jaar kan jy was gewees. So dan sien ek my voor my ma staan as hy besig was om ons brood te bak. Dink jy vyand, ek gebruik dieselfde ding. Die primus, wat ek jou wil vertel, as hy primus pomp, en ek hoor daar die primus of so 'n pomp in die oggend en ons in die bed lê, as hy reg maak vir ons om skool toe te gaan, die pappies maak, vat my dadelik terug en ek sien maak in die bed lê en ek hoor daai primus stoof, onmiddellik as ek klein seentjie. Ek gebruik dieselfde taktiek om dieselfde ou kaartjie te trek en jou te wys. En oomblik wat jy dit sien, is die begeerte weer daar. Oomblik wat jy sien dat jy weer terug gaan soen. Dit is hoe ek sê, raak ontslaaf van al daardie dinge. Belangrik. Onthou dat ek en jy het net van die boom met sy vrug ontslaag geraak. Ek wil weer sê, dat ek en jy net van die boom met sy vrug ontslaag geraak. Dit wat onder die grond is, sien ons nie raak nie. En kan ons nie sien nie. Die wortel is nog steeds daar, jou vlees is nog steeds hier. Jou vlees is nog steeds hier. Kom gou agter met mense toe en trap jy gou sien, hoe die persoon sy geaardheid verander. Die vleeslike mens kom na vore. Die ou mens wat veronderstel is tog om in die graf te wees, begrawe saam met Christus. Staan op. Jou vlees is nog steeds daar. Ons kan die wortel nie sien. Nou kom ek by my geleesde gedeelte en luister wat pastoor sê vanmôre. Job 14:8-9 sê: as sy wortel oud geword het in die aarde, sy stam sterf in die stof, van die reuk van die water sprei dit weer uit, en dit maak 'n tak soos 'n jong plantjie. Wat wil Job vir ons hier sê? Al is die wortel in die grond en die wortel is oud. Al het die jare terug van die ding gebreek en weggekom van dit af. Jy doen dit nie meer wat jy gedoen het nie. As dit oud. Kom ons doen dit ou sonde. Al is dit ou sonde, sê Job. Jy gaan nou kerk toe. Jy dien die Here. Jy bid en jy gaan soek die aangesig van die Here. Al die dinge doen jy. Maar op die einde van die dag dink jy nie aan dit wat jy ontslaag geraak het. Wie ons het destyds moet vertel, destyds toe ek op bekering gekom het, was TV taboe. As jy TV in jou huis gehad het, ek was die PPK's tot bekering gekom het, hulle was erg. As jy TV gehad het, is dit klaar verby met jou.
Dan steek die mense net buisbesoek, steek die tief en sê kas weg. Dat die pastoor nie die TV kan sien nie. Maar jy vergeet van die dinge tot op hierdie spesifieke dag. Waar jy maar voel, ek gaan maar saam met my vriende sit en gesels. Waar jy maar voel, ek gaan die persoon maar bel. Ek het jare laas met die man en vrou gepraat, is niks die kind as ek die persoon bel nie. Al die dinge. En jy doen dit, die oomblik waar jy stem vir die persoon hoor. Of sien wat die mense drink. Of jy die boek optel en dan kyk of iets op jou foon wat nie reg is. Jy sien daar die ding, sê die Bybel vir my, as die wortel net die water ruik. Hoor die pastoor sê, as die wortel van daardie sonde, van daardie boom, van jy ontslaag geraak het, net die water ruik, dan spruit daar 'n plantjie, daar gebeur iets in jou innerlike mens, jy kom eers agter wat gebeur met jou nie, en na 'n maand of 2, as jy op dieselfde plek as jy was jare terug, en jy kan nie verstaan, jy hoekom nie, gaan kyk wat jy gedoen het. Daai wortel kan hoe oud wees, daai sonne kan hoe ver weg wees, jare terug, maar ek sê nou vir jou, hy kan daar dieselfde ding gebruik om jou te vang en die struik laat trap sonder dat jy agterkom. Hy weet wat hy doen, hy kom van die begin van die wêreld kom hy af reg deur, hy weet presies wat sy trikse dingetjies hy kan gebruik en struik om te stel, hy sy strukstelle, hy weet presies hoe hy weet te stel, hy weet presies hoe hy te vang met alles. En onbewuslik, onskuldig doen jy dit om die grap van die persoon te praat, hy sê dan kom maar 'n bietjie luister, kom drink 'n koppie koffie saam met my, kom sit met my gesels, en enige ding, of kom sit gaan ons daar was partytjie jou, by die werk kom soen toe, en jy weet nie, dit was jou sterkpunt gewees in die werk, maar dit is jou swakpunt, en jy pas nie die swak plek op nie, en die duivel slaat jou op die sagte plek, en daar vou jy. Hy sê nie, as die wortel nat gemaak word nie. Hy sê nie, as jy water op die wortel gooi nie. Hy sê, as daar die wortel net die water ruik, begin die lewe. Gevaarlik. Is gevaarlik. Die woord vir my sê, hy sê ons moet weghardloop van sondes. Ons dink jy sterk, dink jy sterk is in 'n bar, ons stap jy vir mense gaan bid, as jy 'n swak plek was, bly weg van die bar. Omdat jy iets vir die Here wil doen, dink jy gaan sit, jy gaan in die struik van die vyand daar trap, jy wil begin gesels, een was ek sit langs my laterand, as dit verby. Hy sê, hardloop weg van sondes, but run away from the evil desires of your youth. Try hard to live right and to have faith, love and peace together with those who trust in the Lord from pure hearts. 2 Timoteus 2 vers 22. Hardloop. Moenie praat nie, draai om en hardloop. Vat jou goedjies en pak dit en hardloop. Dis ons vandag as 'n besoek gaan doen. Ek en Rolof gaan saam besoek. Ek gaan nie alleen 'n vrou se huis in nie. Kan nie. Ons gaan 2-2, Jesus hulle 2-2 uitgestuur. Die duiwel lê op elke hoek en loer waar jy kan vang. Dan derdens. Kyk agter jou gees, siel en liggaam. Belangrik, hy sê dat Paulus skryf dit daar duidelik. 1 Tessalonisense 5:23, die sê gedeelte, and may your spirit and your soul and your body be kept complete and be found blameless
at the coming of our Lord Jesus Christ. Nie net ons gees en ons siel wat uitmaak die innerlike mens groot, maar ook jou liggaam. Ons moet na ons liggaam kyk, ons moet ons liggaam oppas, ons moet na ons liggaam kyk, is belangrik, dis wat Paulus daar skryf. Luister wat die woord sê. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God, ons geleesde gedeelte, want die woord van God is logos of logos. Dit is die uiterlike vorm waardeur die innerlike gedagte uitgedruk of bekend gemaak word. Logos is 'n algemene woord vir spraak of uitspraak. Rema is die lewende woord, logos sê ek al is die letter. Maar die Bybel sê, Hebreërs 4 vers 12 sê die volgende, hy sê dat die woord van God is nommer 1 is lewend. Wat jou en my verander? Jesus verander ons, het gesit en luister na die woord. Ek was in 'n kerk waar geluister na die woord en niemand het daar op my gelê nie. En die Here het my daar en my vrou aan die hande gekry en ons siele gered. Is die woord wat lewend is. Dis 'n misterie wat slegs lewend is, lewend gemaak deur die Gees van God ten volle sal begryp. Geen ander boek wat jy al gelees het, wat jy nog wil lees, het hemelse lewe in hom, wat wonderwerke verrig en selfs lewe aan sy leser gee nie. Daar's geen boek op die aarde wat dit het nie. Intussen het ek gesê dat een van die sterkpunte is, dat ons in die woord van die Here moet bly. Om die gees, siel en liggaam in toom te hou, moet ons in die woord bly. Want die woord is lewe. Die woord gee lewe. Christ and his word must be together. Jy kan die twee nie skei nie. As ek praat van Christus, dan praat ek van die woord. As ek praat van die woord, praat ek van Christus. So hy is eerstens lewend, en in tweede is hy kragtig en skerper. Luister wat hulle sê hierso. Hy sê, blessed is the man who knows the word by his exceeding sharpness, for it kills nothing but that ought to be killed. Die woord as dit ingang vind in jou hart. Wie wat sê ek? Ek het gesê, kan jou ore toedruk, ek het baie mense het ons al bevryding gedoen, sê ek druk maar die, en dis nou doen, druk die mense sy ore toe, die demoon binne, sê ek druk maar die ore toe, die woord van ingang in die hart, jy kan maar doen en maak wat jy wil, die woord sal deurdring tot in die hart van die persoon. Kindertjies wat kerk toe kom, wat kan hulle verstaan nie, die woord dring binne my kind sit, binne diep binneste in, en eendag staan hy op en onthou die skrif, waar kom het vandaan? Hy het in 'n kerk groot geword, waar die woord verkondig word, waar die woord gespreek word, het van ingang in die hart, waar die woord is lewend. Kragtig en skerper, as enige tweesnede swaard. As enige tweesnede swaard. Hy sê nie soos enige tweesnede swaard nie. As enige tweesnede swaard. Die duiwel is ook 'n leeu. Maar hy loop rond soos 'n. Hy gee hom voor as 'n leeu. Die woord nie, gee my voor as 'n tweesnede swaard nie. Dit is 'n tweesnede swaard. In ander woorde, wat sê dit vir ons? Dit het twee snykante en 'n skerp punt. Of dit nou kort is of lank is, maak nie saak nie. Dit het twee snykante en 'n skerp punt vir 'n rede. Wat is dit vir 'n rede? Want dit dring deur met die skerp punt en bring skeiding met die twee snykante. Dit dring met die skerp punt en bring skeiding met die twee kante of snykante. En luister wat die Here vir my gee, so pragtig. Die een snykant is Jesus. Jy aan gedink al? Of was die ander snykant? As die een snykant Jesus is, as die ander snykant wat? Ja. Een kant is die snykant Jesus, aan die ander kant is die snykant die woord. Jy kan woord en Jesus nie skei nie. Want die Bybel sê Johannes ons, hy sê die woord het vlees kom word onder ons kom woon, Immanuel, God met ons nie.
Die woord en Jesus kan jy nie skei nie. Want die woord is vlees geword onder ons kom woon. En dit dring deur tot die skeiding, wat sy wil sê, van die siel en die gees. Nommer 1, hy dring deur tot die skeiding. Hoekom moet hy skeiding tussen die gees en die siel, of siel en gees? Skoon, nou staan ek op blaf. Hoekom moet hy skeiding bring tussen siel en gees? Enige tyd wanneer daar, ek praat nou van sonde gedoen word, en die gees, en die siel leun oor na die vleese kant toe. Dan is jou sielgedeelte die mynman, die vleeslike natuur is die mynman. Wat gebeur as jy die gees nie voed nie? Wat het gebeur voor jou inkeer? Jou gees was stap. Jou gees was daar, maar jy het nie kontak gemaak met jou gees met God, jy sonder was nie. Na die tyd, ja, luister mooi. So jou gees bly eintlik, so te sê, onactief. En die enigste twee, dan leen jy na die sielse kant toe, hulle leen teen mekaar. En die enigste twee wat daai ding kan skei, is die woord van God wat ingang vind, om die siel te skei van die siel weer. Want hy dring in, en hy bring skeiding tussen gees en siel. Onthou, ons bestaan uit gees, siel, liggaam. Nie gees, liggaam nie. Uit 3 dele, gees, siel, liggaam. Maar hulle spel saam, maar die swaard, die woord skei daai 2. Dis hoekom dit skeiding bring tussen die 2. Jy kan die 2 nie skei nie, want die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Dit dring deur tot die skeiding van siel en gees tot by die menswees van die mens, dring deur tot by die menswees van die mens. As jou vlees sterker as een is, kan jou gees niks doen nie, die sterker as een is. En word het ingetrek deur die siel. En al wat die 2 kan skei is die woord. Wat gebeur as hy ingetrek word deur die siel se kant? Hoe kom noem vir jou paar? Jou lus ontbreek. Lus om God te soek. Lus om te bid. Dit ontbreek. Die lus om Bybelstudie te doen ontbreek. Lus om kerk te gaan ontbreek. Wie ek sê nou nog vir mense, as daar 'n diens was, as ek 'n roei by die diens, as ek albei 2 kinders op my rug, sy het een en ander op my, ek loop blokke ver na kerk toe, om by die biddiens uit te kom, om by die jeugdiens uit te kom, om by die gewone diens uit te kom, ons loop blokke ver, want die lus was daar gewees, om meer van die Here te ontvang. Vandag is die mense se lus meer na die wêreld toe. So wanneer dit vleeslik word, is die lus, dis dood binne, dis dood binne. Jy is hart soos klip aan die binnekant, want sonde verhard jou hart. Ek nie glad eens my gevoel vir die Here nie. Jy soek nie sy aangesig nie. En baie keer moet jy metodes gebruik en dinge toelaat in jou lewe om die plek te kry met die luisters intrek, dat jy met jou kan praat en sê jy is op 'n verkeerde pad. Ja. Nou mense trek hulle binne hulle dop in. So, dit is die 2-snede swaard wat indring om daai ding. As jy net in die woord bly, dan kan die Here jou help. Maar as jy in die woord van die Here bly nie, die bediening, dan kry jy baie jammer. Want jy gaan oorgetrek word na die wêreld tot een of ander tyd. Doen dieselfde ding as wat die wêreld daar buite doen. Daar is iets interessant en hier is my so mooi gewees. Is ook 'n 2-snede swaard wat indring tussen gewrug en murg. En ek vra die Here, hoekom tussen gewrug en murg? En as ons praat van both joints and marrow, the deepest part of our nature. The expression of joints and marrow serve to convey effectively
the notion of the extreme power of penetration of the Word of God to the very core of man's being. Dis die kern van die mens se lewe is in die murg. Wie wat ek hou daarvan, ek hoef nie gaan vir 'n lammer punch om te kyk wat binne my murg aangaan nie. Want die woord van God dring in tussen die bene tot in my murg en Jesus Christus weet wat presies in my murg tekort is. Kom, nou, ek sê, jy moet sit, hoor wat pastoor sê. Ek en jy as kind van die Here het iets nodig om te sny, ons het iets nodig om te sny, iets wat tot in die diepste binnekant van die mens kan deurdring, ons het iets om te sny. En die woord van God gedryf deur die Heilige Gees, wat ek en jy predik, wat ons uitdra, wat ons verkondig, wat ons bely, kan indring en sny ons slaag raak van dit wat nie daar hoort nie. En ek kan gee wat ons kort kom, want God se woord is lewe. Luister, as jy dit nodig het, as jou man nog nie gered is, het by my ook kom vanmôre, as jou man nog nie gered is nie, jou kinders het ook net een keer gekom nie, gebruik die woord, want die Bybel sê vir my dat die woord indring, verklaar die woord, roep sy siel in, roep hulle siele in, verklaar die woord, sê skrif, verklaar dit, spreek en verklaar die woord, sy woord is nie net in tweesnede swaard nie, maar is ook 'n vuur, wat al wat hooi en stoppels in die persoon se lewe sal vernietig en verbrand. En die Bybel sê verder Jeremia 23:29, dis ook 'n hamer, wat die hardste rots kan breek en kan fynmaal tot die fynste stof. Daar's nie 'n persoon op die aardbodem wie Jesus Christus se siel nie kan red nie. Moenie sê as 'n rowwe ou is nog steeds 'n rowwe ou nie. Maak nie saak hoe rowwe is, of hy breker is of 'n chakkerjak, maak nie saak wat hulle is nie. Ek sê nogtans dat Jesus Christus daai persoon sal siel red. Ons moet reg optree en die woord van God gebruik wat skerper is dan enige tweesnede swaard, wat indring tussen murg en bene, tussen gees en siel. Dit kan indring daar na 'n persoon se lewe, en die Here kan sy siel red. Roep dit uit, spreek dit uit, verklaar dit. En nou kom die kern van die boodskap, gewrigte platte van joints. In 'n eenvoudige terme beteken artikulasie. Dit beteken 'n verbindingspunt wat beweging moontlik maak. Hy praat dan vir my joints, hy praat van my joints. Kan ek maar iets sê? Kan ek maar klip in die bos gooi vanmôre? As ek en jy geweet het wat hierdie gedeelte beteken, sal mense nie rondloop met arthritis nie. Ja, verstaan. Jy sien, die woord kan alleenlik werk as ons dit gebruik. Die woord kan alleenlik gebruik as ek die voorwaarts nakom van die belofte, sal hy werk in my lewe. Maar ons weet nie, ons ken nie die woord nie, ons weet wat om te doen nie. En dis wat gebeur, al die klomp goggas en dinge kom in ons lewe. Die duiwel maak sy asbikke leeg in ons lewe. Ons verstaan nie wat die woord beteken nie. Ek gaan kyk na elke woord. Ek verstaan nie, gaan kyk wat dit beteken. Gaan kyk wat dit beteken. So dit kan indring tussen hierdie ons vingers, die litte, tussen ons hier by ons gewrig, elke lid en joint en gewrig wat daar mag wees, kan hy woord indring, en jy hoef nie siek te wees nie, jy hoef nie arthritis te kry nie, jy hoef nie pyn in jou lidmate te kry nie, jy hoef nie, of jy ledemate nie, jy hoef nie. Doen wat die woord sê, doen wat die woord sê, lees die woord, spreek die woord, bid die woord,
verstaan hoekom tot in die murg, want jy weet, ek weet hulle trek murg om te kyk wat hier binne julle gaan het, maar dit gaan in tot in die murg van die mens. En biologies gesproke is beenmurg een van die mees lewensbelangrike en aktiefste dele van jou liggaam. Die murg. Hoekom, pastoor? Nommer 1. Dit produseer rooi bloedselle. En die rooi bloedselle wat dit produseer, is dit die selle wat die suurstof dra. Rooi bloedselle dra jou suurstof reg deur jou liggaam. Dit maak wit bloedselle. Hoekom wit bloedselle, pastoor? Want wit bloedselle keer die infeksie, beveg infeksie. Dit skep bloedplaatjies, hoekom? Want bloedplaatjies help met bloedstolling. Alles wat nodig is. Alles wat daar moet wees. En jou liggaam het God voorsiening gemaak daarvoor in die murg van die mens. En dis ook belangrik is dat die woord bedeurding tot in die murg, as jy woord lees, maak 'n studie van die woord, praat die woord, verklaar die woord, memoriseer die woord, bly die woord van die Here, sonder dat jy iets hoef te sê, gaan hy swaard indring tussen murg en been, gaan indring tussen elke gewrig, gaan indring in jou hart en gaan skeiding bring tussen gees en siel, sonder dat jy woord sê, jy doen wat die woord sê, God doen die res. En laastens, dit is vol stamcelle. Waarvoor is die stamcelle daar? Hierdie kan in verskillende soorte selle verander. Dit kan in verskillende soorte selle verander. Dis waar lewe weer en weer vernuwe word. Jy weet, ons selle word vernuwe. Ek bid elke dag as Here vernuwe dit. Ek weet werklik, ek sê vernuwe my gedagtes, elke selletjie my gedagtes. Vernuwe dit, ek sê Here vernuwe. Ek bid vir my liggaam, ek bid vir elke orgaan. Here raak dit aan, net soos in die begin was toe die lewe oor my gespreek het, toe die embryo was in my ma se baarmoeder, spreek lewe oor dit weer, dat dieselfde funksies kan funksioneer, dieselfde dinge kan plaasvind. Ek spreek woord, ek spreek woord, ek spreek woord, want ek weet as ek woord spreek, gaan die woord werk, God gaan sy werk doen, ek hoef niks verder te doen nie. Ek gaan sluit, maar klaar. Kom in vir 'n landing, my geestespaar sê, kom vir 'n landing. So ek kom ook nou in vir 'n landing. Spreuke 3:7-8 sê, wees nie wys, en ek gaan vir jou skrif gee, wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad, dis daar genesing wees vir jou liggaam, en verkwikking van jou gebeente, dan praat hy van gebeente. Spreuke 16:24 sê, vriendelike woorde soos 'n heuningkoek, soet vir die siel, en genesing vir die gebeente. Spreuke 15:30 sê, stralende oë verbly die hart, 'n goeie tyding maak die gebeente vet. Spreuke 17:22 sê, 'n vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n verslae gees laat die gebeente uitdroog. Jy kan jou gebeente laat uitdroog. Dawid het dit gebid. Dawid het ook in sy psalm gespraat van sy bene wat uitgedroog is. Hy het gesê wat 'n gesondigheid, Here help my. En hy bid, gaan lees die psalms, jy sien wat hy bid. My gebeente uitdroog. En dan laastens sê, dis die beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart, exposing and judging the very thoughts and intentions of the heart. Hy weet wat ons dink. Hy weet hoe ons voel. Hy weet alles. Ek kan niks wegsteek nie. Jy kan wegsteek vir jou man, jy kan wegsteek vir jou vrou, jy kan wegsteek vir pastoor, jy kan wegsteek vir 'n dominee, jy kan wegsteek vir jou baas. Maar hy weet wat die hart aangaan. Dis die kenner van die hart en die toetser van die niere. En omdat die woord die waarheid en lewe is, word jy oortuig van baie dinge en jy hou nie van dit nie, maar dit is die waarheid wat jou gaan vrymaak. So baie wil nie
wil nie vry wees nie. Want as hy dit aanvaar, moet hy ontslae raak van dit wat hy vanhou. Sê ek kan nie, pastoor. Ek kan dit nie los nie. Hoe baie het ek gehoor, pastoor, ek weet ek doen verkeerd, ek weet ek mag dit nie doen nie, maar ek kan nie. As hy klaar gevangene van hy ding. Hy het besit gekry van sy wil en hy word gedryf nou soos 'n slaaf word hy gedryf in die rigtings waar hy nie graag of sy nie graag wil wees nie. Dis wat hy doen. En daarom is belangrik ons te verstaan dat ons gees, siel en liggaam is, wat moet ons doen? Om het gesond te hou tot Jesus Christus ons weer kom haal. Kan jy sê allemaal die woord vanmorgen? Ons sê dankie vir Jesus. Amen. Kom ons staan. Is daar enig iemand vanmorgen wat sê, pastoor, ek het gebed nodig, ek wil iemand vir my bid. Ek het die Here nodig. Ek wil nie die aarde verlaat sonder Here aan my kant nie. Is daar mense wat sê ek wil graag jy moet vir my bid. Siek mense wat siek is, Here, ek voel nie lekker nie, of pastoor moet graag vir jou bid. Dan die met die kom ons bid ons al Vader, soos almal hier bo en hier onder is, weet ons, hier is mense wat hier nodig het. Hier is mense wat moet bely vanmorgen, hier is mense wat moet regmaak. Maar ek los het by u vanmorgen, Here, dat hierdie naprediker sal wees, om elkeen se hart te werk, selfs sal wat beddens gaan lê, dat hulle nie sal rus tot hulle op hulle knie gaan en uitroep na u toe vir vergifnis en vir verlossing nie. Niks is by my God onmoontlik nie. En dankie vanmorgen vir die saad wat geplant is, en dankie vanmorgen dat ons sal vrug voortbring tot eer en verheerliking van u naam. En ons sê dankie daarvoor in Jesus naam. Al die kinders van Here sê